Ja, voor ons dan verder gaan, ek het in 'n baie laat stadium, toe ek die boek gelees het, agtergekom dat dit op feite gegrond is, dat Amra reg bestaan het. My vraag is, hoeveel is feite en hoeveel is verdiksel? Ek probeer so naas moontlik aan die feite hou. Maar wanneer daar nou gate in die feite is, dan moet jy jou verbeelding gebruik om die gate toe te soek. En soos ek gesê het, oor Amra se vroeë lewe is net die goed wat hy vir James Chapman vertel het en dit wat Adam se broer vir die Cooks vertel het. So wat van sy vroeë lewe bekend, definitief as feite bekend is dat hy by Jan Wisselsvlei gebore is in 1774. Hy het vir Chapman gesê hy was 'n slaaf in die Kaap en in wat toe nou alreeds as Woester bekend gestaan het. En hy het aan die slag van Blouberg deelgeneem en sy oudste seun was 2 jaar oud by die slag van Blouberg. Ek het toen navorsing opgespoor, hy was definitief ingeskrewe lid van wat in daardie tyd die Korpsvrye Orde tot bekend gestaan het. En hy het deelgeneem aan die slag van Blouberg, sorry. En so, dit is van bekend. So die res van sy kinderjare het ek geskep. En ek het in gedagte gehou die volwasse Amra. Hoe sou sy kinderjare gewees het om van hom die verdraagsame, vredelievende, welwillende mens te maak wat hy was. Ek het al gesê vir mense, ek dink hy was die eerste metroman in die kontinent. Want hy het altyd vrede probeer soek. Hy het maklik gehuil. Mary Cook vertel byvoorbeeld die laaste keer toe hulle 'n koek in die wa gelaai die sending, dat hy moet Kaap toe gaan want hy was baie siek. Hoe hy iets beskryf sy hoe hy die trane oor sy wange geloop het toe hy nou die sending sien. Hy was uitbundig bly volgens die verslag van Egger byvoorbeeld. Elke keer as sy oudste seun van Paas af kom kuier. So hy het sy emosies gewys. Hy het toegelaat dat sy vrouens op sy kop sit. En maar altyd probeer vrede bewaar en ook met die sending die vrede bewaar. So iewers in sy kinderjare moes die grondslag nie voorgelê gewees het. En daarom sy kinderjare alwel fiktief, het ek nie sommer net uit die lug uit gegryp nie. Ek het probeer voorsien wat sou in sy lewe gebeur het. Amra was byvoorbeeld nie soos die meeste van die oorlands baie wrokkig teenoor blankes nie. Baie van hulle wou eintlik niks met later met die blanke reisigers, met die blanke handelaars te doen nie. Omdat hulle slegte kinderjare gehad het. En dit is so dat in sommige van die Khoi is op plase baie sleg behandel. Maar daar is ook voorbeelde wat reisigers noem, waar die Khoi werklik as werkers goed behandel is. En ek kon nou besluit, sal ek nou iemand soos Karel Buitendag, wat nie net sy Khoi aangeraamd het, nie, maar by ou en na Mauritius verband is, toe hy sy vrou een keer veel aangeraamd het en sy hom gaan verklaar het. Of sal ek, soos om na my man se kant te verwys, 'n sekere Arnoldus van Sy, wat Alexander in sy reisverhaal sê, hy vat dit nou daarom weer te ver na die ander kant toe. Want elke stryd, Khoi, dis nou nie die woord wat hy gebruik nie, maar ek gebruik het, maar elke stryd Khoi word by hom gehuisves en hy laat hulle nog toe om in sy huis te bly. So daar was, vir elke plaas is mense anders behandel. En vir Amra om so verdraagsaam te gewees het, het ek gevoel, ek wil, en dit kan ek nie byvoeg, wat ek opgemerk het uit reisigers se verslag, is dat waar daar weduwees
in beheer van plase was, is die slawe en die kooi-kooi gewoonlik beter behandel. Daarom gebeur dit in die boek sodat 'n groot deel van Amra se kinders daar is 'n weduwee in beheer van die plaas. Ek wil nou nie te veel van die storie weggee nie. So, dit is nou fiktief, maar fiktief vanuit, kom ons sê, 'n logiese benadering. Dis nie sommer net uitgedink nie. Ja, nou die kinder daar wat sy Amra skep, hy is toe nog Lambert, sy naam het later verander, Lammert was eintlik Lammertjies. Is verskriklik mooi. Ek wil net eers sê dat hierdie hele boek gaan oor Amra se trek al verder hoor om sy kinders en sy nageslag vry te kry, dat hulle nie ook op inboekelinge te wees nie. Vryheid. En hy het geglo almal is gelyk, maar hy het van baie kleins af die teendeel ervaar. En dit het begin daar op die plaas, sy ma Rut, sy beste maat was Elsie was wit Rut nie, en hulle, Rut is eintlik in die huis grootgemaak as nog 'n kind van daardie gesin. Maar toe sy saamtrek met haar vriendin Elsie wat getroud, toe word sy skielik na die maatjieshuise gestuur. Maar hulle die twee vriendinne se babas word toe saam groot. Dis nou Lammer, later Amraal en Alwyn. Nou is hulle gebore. In die kombuis lê Rut vir Lammer by Alwyn in die wieg neer. Sy kyk die rukkie na die slapende baba, streel oor Lammer se wollerige hare en hy gly haar vinger oor sy plat neusie. Sy bol wange laat sy bruin oë wat van die kielie op skreefies trek nog kleiner lyk. Alwyn is van geboorte af al langer as Lammert, sy lyf en gesig skraal. Sy streel ook oor sy kop en oortrek met fyn rooi hare. Hulle lyk so gelukkig en tevrede. Toe die wieggie te klein word vir twee babas, gooi Elsie 'n lappies kombers op die vloer. Lammert krekel sy plat neusie en gaan aan die skree toe hy alleen op die kombers neergesit word. Maar hou op toe Alwyn langs hom neergelê word. Hy roer met sy fris armpies tot hy Alwyn se hand beet kry, maak sy oë toe en slaap. Alwyn kraai asof hy lag. So dit is hoe hierdie twee seentjies groot geword het, maar gou-gou verander hierdie scenario's, is wat baie gebeur het, seker nog tot in die vorige eeu op plase. Ek lees jy vir ons, hierso, nou, later het Alwyn 'n sussie Aletta, wat verskriklik op die twee seuns se senuwees werk, hulle moet haar oral saamvat. En hulle is nie baie lus vir Aletta nie. En eendag gebeur dit. Alwyn kom uit die kombuis. Ons moet hol voor Aletta klaar is. Hulle weet dit is verniet om vir Aletta te probeer weghardloop, as sy nie eers gebaar het. Want sy trek haar skroot gesig op 'n plooi en skree soos 'n mare vark. Dan roep nooi Elsie of sy ma, wie ook al in die nabijheid is. Alwyn, Lammer, Abba vir Aletta. Toe Aletta kleiner was het Lammer altyd gaan hurk so op sy rug kan klim en haar mollige armpies om sy nek slaan. Maar nou is sy stewig en swaarder as die weggooi lammers wat sy neef Benny aan hulle vastgebinde bene om sy nek hang, sodat hy 'n langer op te kan dra. Halfpad rivier toe kom die gehate bevel van sy ma af. Lammer, Alwyn, wag vir Aletta. Maak of jy nie hoor nie, sê Alwyn. Alwyn, Lammer, kom half vir Aletta, en jy gaan nie vir rivier toe met haar nie. Tel die vrotvye op en gooi dit vir die varke, roep nou Elsie, en Lammer gehoorsaam dadelik. In die woord haal Aletta haar kapie af en help flikskye in die emmer gooi, terwyl hy en Alwyn in die boom rondklouter op soek na rykvis. Hulle skud die takke oordadig sodat van die oorryk vye op haar ontval. Toe die eerste een op haar kop land en sy die pakkery nie uit haar hare kan kry nie, spot hulle. Rooikop, koekkop, vies gaan sit sy een kant. Maak jy solank die ander emmer vol, vra Alwyn mooi toe hy en Lammer die eerste emmer varkop toedra. Ons is nou terug. Na die emmer en die varkop trog leeggemaak is, verander hy van plan. Ek hield nou te erg van die vyand, eers swemgat toe. Aletta moet hulle dopgehou het, want sy skree, wag vir my, en kom aangehardloop. Lammer druk gedwee, maar in plaas van opklim, spring sy op sy rug en hy val vooroor. Die nerf afknie laat haar huilend huis hardloop, met Alwyn en Lammer katartend agterna roep. Jump Molly, vervloekte klein hotnop.
Pa's Hans se stem laat Lambert omswaai. Die sweep klief deur die lug en die voorslag tref hom in die gesig. Vandag moer ek die oorlang sit ek toe uit. Die tweede hou tref hom oor die blaadjie toe hy weghoes. Einig asseblief tog, oupas, einig asseblief tog. Ek het niks geraak nie, so wat hy terwyl hy hou op hom val. Papa, nee, moet hy vir Alwyn bly. Al het hy geval, dis haar eie skuld. Die sweepsla hou op. Lambert hoor Pa's Hans hom asemhaal en hy knyp sy oë styf toe. Vat jy nou Hotpad se kant in jou suster? Nee, papa, sy het hom onderste bo gespring. En toe poggel jy 'n klein dogtertjie wat seer gekry het. Maak dat jy wegkom voor jy hom deurloop. Lambert bly lê tot in meneer Pa's Hans se voetstappe hoor. Toe hardloop hy soos 'n koolhaas ter vuur toe om die pee af te was.